So 2025 was 'n besonderse jaar. Vir my seker een van die mees uitstaande gebeurtenisse in hierdie jaar is dat die begrip Afrikaner weer na vore getree het. Ons mense het weer begin praat oor die Afrikaner as 'n volk. En nie net dit nie, maar ook die Afrikaner en sy vryheid. So met die afgelope onthulling van die Kruger monument daar op Orania het ons met die plaaslike gereformeerde predikant gepraat, dominee Ronald Bain, en hy het vir ons 'n bietjie meer die begrip van vryheid beskryf en omlyn. En 'n mens kry dit byvoorbeeld by die Here se volk in die Egiptiese slawerny, dat die Egiptenare het hulle naderhand so onderdruk dat hulle van die Here niks meer geweet het nie. Trouwens, ons kry eintlik in die Bybel nie 'n aanduiding dat hulle gekerm tot die Here was nie, dis net dat hulle gekerm het. En dan die Here wat getrou is aan sy verbond, hoor die gekerm van die verbondsvolk wat lankal van hom vergeet het. En dan maak hy hulle vry, en wanneer hy hulle by die berg Sinaï uitbring, dan begin hy, die eerste verbondswoord is, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis gelei het, of bevry het. Waarom? Sodat ek die enigste ware God is, sodat jy my kan aanbid soos ek geopenbaar het, en alles wat daarmee gepaard gaan. So die vryheid is noodsaaklik om die volle dankoffer aan die Here te bring. Anders gaan ander altyd bepaal hoe daai aanbidding moet lyk, of hulle gaan daai aanbidding van jou heeltemal in gedrang bring, hulle gaan dit heeltemal verwoes. Ek dink, as ek net nog iets oor Kruger mag sê, daar's 'n ding waarvan hy skryf in sy herinneringe, 1879 Desember by Wonderfontein, net buitekant Potchefstroom. Die volk het klaar hulle vryheid verloor, die republiek is by hulle gevat, deur Shepstone in die Britse Ryk, en dan kom die volk by mekaar om te praat oor hoe moet hulle die vryheid herwin, en daar's baie burgers wat dan sê ons gaan skiet. En Kruger waarsku dan teen skiet, sê ons moet eers praat. En baie van die burgers raak ontnugter met Kruger. Hy wil nie skiet nie. En Kruger het in die aand, dis nou volgens sy herinneringe, stap hy toe hier tussen die tente rond, tussen die kampvure in die donker, om te luister wat sê die burgers van die dag se gebeure. En nou skryf hy, een van die burgers sê vir die ander een, hierdie Kruger is 'n verraaier. Is 'n verraaier hierdie. En die ander een sê, jong, ek dink nie hy is 'n verraaier nie, maar ek dink nie hy loop heeltemal die regte pad nie, ek dink nie hy het genoeg wysheid op hierdie stadium nie. En die gesprek kom toe daarop neer dat die twee burgers wil veg vir hulle vryheid met alles wat hulle het. Die een dink Kruger is nie te betroue nie, hy's 'n verraaier. Die ander ene sê, jong, gee hom eintlik maar so bietjie die binnevet van die bout. En Kruger sê, toe hy dit hoor, toe draai net daarom, en hy gaan terug na sy tent toe, en hy val op sy knieë neer, en hy dank die Here, dat sy volk hulle vryheid wil herwin. Dis waarvoor ek bid. Ek dink dis waarvoor ons moet bid. Mag die Almagtige weer aan ons volk 'n brandende begeerte gee om vry te word. Maar nie 'n vryheid sodat ons kan maak wat ons wil nie. 'n Vryheid wat in hom gesetel is. 'n Vryheid wat uit sy hand uitkom as gawe, maar 'n vryheid wat ons weer aan hom offer as dankoffer. En as ons so praat oor die Afrikaner en sy vryheid, dan moet ons ook besef dat dit gebeur teen 'n
'n uiters gebroke agtergrond. Ons mense is, soos iemand dit gestel het, baie deurmekaar en verward. Nou wat is die oorsaak daarvan en wat staan ons te doen ten opsigte van hierdie probleem onder ons mense? Ons mense is diep beseer oor die gebeure van die oorgangstyd van 1994, nie net deur die volksleiers nie, maar ook deur die geloofsvoorgangers. En baie mense, baie Afrikaners voel verwond, hulle voel in die steek gelaat, hulle voel verraai. En ek wil nie nou daaroor praat of daardie gevoelens van hulle reg of verkeerd is nie. Die vraag is of hulle so voel. En die antwoord is hulle voel so. Hulle voel verraai. En daar is net een pad terug na Christus toe. En dit is dat ons die evangelie aan ons mense sal bring met alle liefde en nederigheid. Dat ons met die grootste liefde, met die liefde wat net die Heilige Gees deur die woord in ons harte kan werk, die verdwaaldes, die lammes, die blindes, die krepeles en die verminktes, dat ons hulle sal gaan haal. Mag ek hier dalk 'n baie radikale ding sê. Voordat die Afrikaner gemeentes nie ophou om middelklas gemeentes te wees nie, het ons nog nie begin om ons volk lief te hê nie. Voordat ons gemeentes nie bestaan het, die blindes, armes, krepeles en verminktes nie, het ons nog nie ons opdrag teenoor ons volk nagekom nie. Voordat ons predikante nie getreur het oor ons volk nie, getreur het voor God se aangesig, sal daar nie 'n terugkeer kom nie. Dit lê by die woordbedienaars. Voordat die woordbedienaars nie treur oor ons volk, wat moet terugkeer na die Here toe, sal hulle ook nie die ouderlinge toerus nie. Jy sê 'n ontsaglike belangrike ding. Dit lê by die gelowiges en dit begin by die woordbedienaars. Dat die woordbedienaars hulle moet verootmoedig voor die Here, maar dat ons ook moet verootmoedig in terme van ons sendingtaak teenoor ons volk. Het ons 'n sendingtaak teenoor ander volke? Daar's geen kwessie daaroor nie. Daar's geen kwessie daaroor nie, want Christus is die koning van volke, stamme, tale en nasies. Maar dis baie duidelik dat ons daai sendingtaak teenoor ons eie volk baie grof nagelaat het. En daar moet ons begin. Ons moet daardie opdrag nakom.